Die Weskaap roep ervare speurders terug en die Showmax stroomdiens sluit. Goeiedag en baie welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Weskaap het 62 afgetrede speurders teruggeroep om te help met die ondersoek van bendegeweld en geweldsmisdaad. Die provinsiale polisiekommissaris, Thembisile Patsakile, sê die ervare beamptes sal die ondersoekkapasiteit versterk nadat die jongste misdaadsyfers 'n toename in ernstige misdade getoon het. Die SAPD het tans nagenoeg 22.400 speurders wat gemiddeld 107 sake elk ondersoek. Die waarnemende minister van polisie, Fidos Kachalia, het gesê hy sal 'n tussentydse raad aanstel om die geloofwaardigheid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens te herstel. 'n Spesiale raadsitting in die Tshwane Metro het vandag in 'n doodloopstraat geëindig, nadat die ANC-koalisie glo versuim het om hul verslag teen die finansiële hoof, Gareth Mnisi, in te dien. Die DA se burgemeesterskandidaat in die Tshwane Metro, Silje Brink, het die ANC se motiewe bevraagteken en beweer dat Mnisi geteiken word omdat hy tenders gekanselleer het wat die ANC onderburgemeester en burgemeesterskomitee lid vir finansies, Eugene Modise, sou bevoordeel. Wat ons wel weet, is dat die ANC dalk ander redes mag hê, as wat hulle wat hulle in die openbaar gee, oor hoekom hulle van hierdie senior amptenaar ontslae wil raak. Want in ten minste 2 gevalle, het sy besluite in die bestek van sy werk daartoe gelei, dat tenders wat andersins aan ANC amptsdraers se maatskappye toegeken sou word, gekanselleer is. Daarom is dit baie belangrik dat ons by die ANC se leierskap hoor, presies wat hulle agenda is, presies wat hier aangaan. Soos wat ons nou hierdie saak oorweeg, het Eugene Modise, die ANC onderburgemeester en lid van die burgemeesterskomitee vir finansies, is hy nog nie tot verantwoording geroep vir sy onregmatige kontrak met die stad nie. Volgens die DA is daar kommerwekkende verbintenisse tussen Modise en maatskappye soos Batlo Comedy en Gopher One. Die party eis 'n ondersoek na die tankwa begroting wat met 455% tot 777 miljoen rand verhoog is. Die bekende komediant, akteur en storieverteller, Solly Philander, is gisteraand in die ouderdom van 65 jaar na 'n stryd met kanker oorlede. Philander was bekend vir sy werk as akteur, regisseur, radioomroeper, komediant en dramaturg en het in onder meer televisiereekse soos Larika Rai en The Diamond Hunters en in die rolprente Kalgat tussen die Daisies en die Prins van Pretoria verskyn. Philander laat 4 kinders agter. Die Showmax stromingskanaal sal in die nabye toekoms gestaak word. Die Showmax Raad het die aankondiging gemaak en sê sy besluit volg na 'n omvattende hersiening en fokus op die versterking van MultiChoice se digitale aanbod en langtermyn volhoubaarheid in 'n mededingende stroommark. Op die oomblik sal daar geen onderbreking van huidige dienste wees nie en te kan voortgaan om soos normaal te stroom. MultiChoice sê hulle werk aan duidelike kommunikasie en 'n vaartbeleide oorgang vir gebruikers wanneer die dienste wel gestaak word. Die Griquas rugbyspan het aangekondig dat hulle hul Curriebeeker truie gaan opveil om geld vir die 1300 werkers van die Kapa Minerals se Retoyspan myn in Kimberley in te samel na berigte vroeër van dese week dat die myn gelikwideer gaan word. Die span sê die truie sal saam met ander aandenkings opgevel word en die opbrengs sal aangewend word om die werkers en hulle gesinne te ondersteun. Die Griquas sal ook hul eerste tuiswedstryd Saterdag aan die mynwerkers en hul families opdra. Dan jou nuus op Pretoria FM, ek is James Kemp en ek hoop jy het 'n mooi aand verder.